2 Korintiërs 12 vers 9 sê, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ek is Konet van Rooyen, ek is 'n 33-jarige girl van Vredenburg in die Weskus, daarna by Saldanha, nie die hoër op een nie. Ek is nou al omtrent so 8 jaar 'n dominee by Vredenburg Akkerdijk gemeente en ek is die ma van 2 pragtige honde, Golden Retriever met die naam Paulus en 'n Border Collie met die naam Rebecca. En sy is so pragtig, sy features om op 'n party Absolute Pets winkels ook. So baie trotse ma hierso. Ek het in 2017 saam met 2 vriendinne 'n Kaapnaweek gehad waar ons net 'n lekker bietjie klomp goed gedoen het wat jy nooit voor kans kry nie. En ons die eerste dag het ons gaan foto's neem vir die gram by die Bo-Kaap. En ek kan onthou ek het nog so 'n mooi geel rokkie aangehad en ek het voor 'n geel huis gestaan. En as ek terugkyk na daai foto, mense sou nooit gesê het soos daar was 'n struggle onder my of onder die oppervlak aan die gang gewees nie. Ek het so vrolik en gelukkig gelyk. Maar aan die einde van daai week het ek 'n afspraak met 'n sielkundige gehad. Dit het nie lekker met my gegaan op daai stadium nie. En hy het my op medikasie gesit. Toe ek by die huis gekom het, het ek vir my kollega natuurlik nou daarvan vertel. En hy het vir my laat verstaan, dit is nie net so lig soos wat ek gedink het. Dit is net, ons drink 'n paar pilletjies nie. En met sy hulp is ek toe opgeneem vir die eerste keer in 'n psigiatriese hospitaal, Claro, wat ongelooflik goed was vir my. En daarbinne is ek vir die eerste keer amptelik gediagnoseer met depressie. Ek het as kind 'n paar keer al toegang tot sielkundiges gehad, wat my ouers my gevat het om met ooms en tannies te gaan praat het as ek gesukkel het met angs. Sê eksamenvrae stel voor jou kom en jy kan nie onthou wat jy moet neerskryf nie. So ek is eintlik baie dankbaar vir my ouers dat hulle vir my van so jongs af blootstelling aan dit gegee het, dat toe die bom nou bars, dit nie vir my 'n vreemde konsep was nie. Ek dink ek het tot 'n mate dit dalk onderliggend my lewe lank gehad. Ek definitief bietjie gesukkel met angs as kind, maar dis waar die eerste keer nou amptelik oor my pad gekom het. Ek moet sê, dit was vir my, toe ek in die begin daarso was dit vir my baie sleg. Ek het maar bietjie nie so gewillig gegaan nie, maar geweet, dit is 'n oplossing op die fase waarin ek toe was. En ek was 26 jaar oud gewees en ek kan onthou ek het die hele tyd gestres, waar gaan ek slaap, hoe gaan dit lyk? Want my enigste blootstelling is ons hospitaalblok waar ons in Stikland gewerk het. En ek het daar gekom en dit het gelyk soos 'n baie mooi gastehuis. En ek was die eerste, ek het gegaan net vir 2 weke, die eerste 2 weke het ek omtrent niks gesê nie, net waargeneem, want hier is ek nou, 26 jaar oud, skaars begin in die bediening, en ek gaan hierdie nou in aanhalingstekens sit, malhuis. En ek het ook in daai tyd geleer die waarde van taal mooi kies met hoe jy met jouself ook praat. En dit was vir my sleg gewees, maar ek het baie vinnig agtergekom die waarde van dit. Die kliniek waar ek was, het 'n baie holistiese benadering tot alles. So is nie net jou medikasie nie, jy sien elke dag jou psigiater, jou sielkundige, hulle sorg dat jy goeie kos ook kry, hulle neem jou bloeddruk in die oggend en die aand en jy kry 'n massage. En daar's also 'n klomp praktiese tools wat hulle vir 'n mens gee ook daar, met ontspanningsterapie en arbeidsterapeut wat vir jou leer van persoonlikheidstipes en Myers-Briggs tipe goeters. So dit was vir my, ek het later 'n bietjie uit my dop uit begin kruip en self gekies om toe 'n 3de week te bly nog daarso, want ek het besef, ek het nog heling nodig vir daai fase van my lewe. En dit was vir my baie goed gewees om soontoe te kan gaan. Toe ek uit die kliniek uitgekom het ek uitgekom in 'n wêreld wat normaal nog aangegaan het, teenoor ek wat in 'n bubbel was vir 'n tyd lank. En dit was vir my 'n aanpassing gewees eintlik, maar dankie tog ek kon toe al die gereedskap wat hulle vir my gegee het begin gebruik. En dit begin gebruik in my bediening ook. Met die begin van 2020, wat nou vir ons almal natuurlik 'n fantastiese jaar was, het ek deur 'n egskeiding gegaan en moes ek uittrek uit my huis uit. Het ons in lockdown gegaan 2 weke nadat ek uitgetrek het.
'n klomp goeters het nog gebeur ook daardie jaar saam met die lockdown. Ek weet almal van ons het ons eie moeilike tyd daardeur gehad, maar dit het vir my gevat weer bietjie na 'n donkerder plek toe, waar ek toe weer opgeneem is in die kliniek. En die keer het ek gekies om soontoe te gaan, met baie meer openheid geweet, dit is wat ek nodig het vir die fase waarin ek toe is. Dis nogals die snaakse ding van depressie. Ek is nou vir tyd lank, kan ek fyn wees en dan eendag vir absoluut geen rede. Dan gaan jy weer in 'n donkerder ding in. Daar was nou, dink genoeg rede vir 'n mens om na 'n donkerder plek toe te gaan. Maar dit was vir my, waar ek die tweede keer weer daar gekom het en weer gaan soek het net vir extra tools en 'n oomblik om asem te haal in 'n chaotiese wêreld. Partykeer wens ek kan 'n USB-stick net in my sit om 'n chart uit te trek, dat mense kan sien die persentasies. Hoeveel is depressie? Hoeveel is jy gaan actually deur 'n moeilike tyd? Hoeveel is jou gewone maandelikse hormone ook net, dat jy kan vasstel wat aangaan? Ek is nie 'n sielkundige nie, weer eens, maar ek het tog geleer in 'n rigting waar jy mense moet kan lees en waar jy mense moet help waar hulle moeilik trek in die lewe. Ek self het selfmoordgedagtes gehad. Ek self het dit nie gesien as depressie nie. So dis waarvoor ons die mediese professionele mense in ons lewens nodig het. My eerste ding is dat jy met jouself jou taal mooi moet kies. En meer vir jouself moet sê, ek lewe met depressie, of angs, of wat ook al. Daar is so baie goed wat dit kan wees. Die eerste ding is, jy moet kies oor hoe jy met jouself praat ook. Ek lewe met dit, want jy kan 'n vol lewe saam met dit hê. Dit is nie die einde van die pad nie. Ek dink daar is vir ons baie hoop in die hoeveelheid hulpbronne wat beskikbaar is vir ons almal. Vir party mense is dit moeiliker om in die hande te kry, maar daar is hulpbronne beskikbaar en om uit te vind oor dit. En ek dink daar is hoop daarin dat die Here wat ons dien, slegte goeders in ons lewe kan gebruik om mooi goeders voor te bring. Dit maak nie die sleg minder sleg nie, of minder erg nie. Maar wat ek wel dink is, hy maak die mooi soveel mooier as wat die sleg is. Dat as ons fokus op die mooi, dan gaan ons meer sy hand sien en minder van die sleg in ons lewens. En dan kan ons 'n vol lewe saam met God leef. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.